Dis die dag wat die Here gemaak het. 'n Mens besef nie, ons sal weer in Maart maand. Ek weet nie, die jaar is weer so vinnig te hardloop, ek weet nie of u dit oplet nie. Time is flying by so fast. En die belangrikheid om dop te hou is om seker te maak, moenie dat tyd verlore raak nie. Without doing nothing. Moenie op die einde van die dag as jy terugkyk aan die einde van die jaar en sê, ja, as ek nog daai opportunities gehad het nie. It was given unto you. Maar soos iemand in Engels sê, you didn't seize the moment. So seize the moment. Ek sê wat ek wou oor preekie. Seize the moment. Wat die Here vir ons gee. We spend so much time before television. So much time gossiping about one another. While we can use that time to good use. Reading the Word of God. Build your spiritual man up. Praying without ceasing. Experience God's blessing. Don't let the moment pass you by. Ek wil oor iets interessant vanmôre saam ons praat. Maar kom ons bid saam. Liewe Here, wat 'n voorreg weer eens, Abba Vader, dat ons kan rondom die tafel kom sit. En soos 'n pa met sy familie praat, wil hy vanmôre met ons praat. En wat hy van elkeen van ons expect, Here. Wat se planne hy vir elkeen van ons het. En wat hy graag wil hê ons moet achieve in hierdie lewe op aarde. Ek bid dit wat hy vir ons sal sê vanmôre, Here, vir ons rigting sal gee. Vir ons sal encourage. Vir ons, Here, sal oplig. Vir ons vorentoe sal vat, wanneer dit lyk asof daar niks beweging is nie. Met in die besonders, Here, hier staan ek maar net as die dienskneg. Ek ag myself die geringste onder almal vanmôre in hierdie plek. Elke vleeslike gedagte neem dit gevange vanmôre, Here. En laat u Gees 'n openbaring bring in my siel en in my gees, Here. Sodat wanneer ek dit bedien, dat dit saad sal wees wat op die hart van elke gelowige sal val. En dat dit elkeen se hart en lewe sal aanraak. Ek weet, Here, wanneer u woord ons aanraak, dan maak die woord 'n verskil. Dit word nie net gesaai en val op dooie grond nie, maar dit maak 'n verskil. Dit maak 'n impak. En ek bid vanmôre dat u woord 'n impak sal maak in die lewens van baie vanmôre hier. U weet dit elkeen hier gekom, Here. U weet met elkeen se gemoed tot hierheen gekom dit. Ek bid vanmôre wil u verheerlik word. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons bly na 1 Konings hoofstuk 19. Ek wil 'n gedeelte saam met ons lees. En as ek my woord vanmôre moet titel, dan wil ek, my titel van my boodskap is 'n vraag. En hoe u die vraag gaan verstaan, gaan van u als afhang. En my vraag is, wat maak jy hier? Ek gaan weer vra, wat maak jy hier? Dink vir 'n oomblik. Dink vir 'n oomblik. Begin vir jouself te dink, wat vra pastor of bishop my nou? What am I doing here?
Kom ons lees eens die skrif. En Agab het aan Isabel meegedeel alles wat Elia gedoen het. Ja, alles. Hoe hy al die profete met die swaard gedood het. Daarop stuur Isabel, as 1 Konings 1:10. Daarop stuur Isabel 'n boodskapper na Elia en om te sê, mag die gode so doen en so daaraan toe doen. Sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van hulle. Toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en ter wille van sy lewe het hy weggegaan. Een vertaling sê hy het gevlug. En toe hy in Berseba in Juda aangekom het hy sy dienaar daar laat agterbly. Maar self het hy 'n dagreis ver die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit, gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg. Is daar iemand wat saam met my kan praat vanmôre? Neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Daarop gaan lê hy en raak onder 'n besembos aan die slaap. En kyk, daar raak 'n engel hom aan en sê vir hom, staan op, eet. Toe hy opkyk, was daar aan sy koppenend 'n broodkoek op warme klippe gebak en 'n kruik water. En hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel van die Here het weer vir 'n tweede maal gekom en hom aangeraak en gesê, staan op, anders is die pad vir jou te veel. Hy het toe opgestaan en geëet en gedrink en die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lank geloop tot by die berg van Horeb. Ek weet nie, die man moet seker van Suid-Afrika afgeloop het, waartoe? Kairo toe, Egypt toe vir 40 dae. Is 'n long walk, sounds like long walk to freedom. En hy het daar in 'n spilonk gegaan en die nag daar oorbring en kyk, die woord van die Here het tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Hy antwoord, ek het baie geywer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het die verbond verlaat, die altaar is afgebreek en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het. Hulle soek my lewe om dit weg te neem. En hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Here. Kyk, die Here het verbygegaan, terwyl 'n groot en sterk wind die berge skeur en die rotse verbreek voor die Here uit. In die wind was die Here nie. Na die wind 'n aardbewing. In die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing 'n vuur. En in die vuur was die Here nie. En na die vuur die gesuis van 'n sagte koelte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai, uitgegaan en by die ingang van die spilonk gaan staan. Daar kom 'n stem na hom wat sê, wat maak jy hier, Elia? Mag die Here die lesing van sy woord seën tot elkeen van ons harte. In sy naam sal ons. Wanneer 'n mens so 'n vraag vra, voor ek preek wil ek net duidelikheid gee. Wanneer jy vir iemand 'n vraag vra, wat maak jy hier? That's different matters, Brendan. That's different matters wat die question gevra kan word. Die vraag, Audi, wat maak jy hier, kan impliseer 'n verrassing. Luister mooi wat ek sê.
Jy vra soms hierdie vraag, Brender, wanneer jy by 'n plek is of jy somewhere en jy sien iemand wat jy nie gesien het nie en jy vra hom, wat maak jy hier? Hoor my implikasie. Die implikasie van die situation waar jy jouself vind. Hoor my, waar jy jouself vind. Wat maak jy hier? Ek het nie geweet ek gaan jou hier kry nie. Is lang terug, man. Verstaan jy? Nou met verbasing. Wat maak jy hier? Ek het jou nie expect hier nie. Ek het jou nie expect hier nie. Daarom vra ek, wat maak jy? Wat maak jy hier? Hy het jou nie expect nie, jy het nie hom expect nie. Altyd wil die vraag van, wat maak jy hier? En dan kom ons altyd gewoonlik 'n antwoord van 'n persoon so 'n vraag vra. Is dit nie so nie? So die implikasie is wanneer jy 'n persoon of iemand op 'n spesifieke plek sien, of jy sien hy persoon daar, en jy verwag nie daai persoon moet daar wees nie. Jy kan hom by the way gooi. En wanneer jy hierdie vraag vra, hier kom dit nou. Ek het al klaar gesê wat ek wou gesê het. Wanneer jy die vraag vra van iemand, wat maak jy hier? Dan soek jy mos 'n verduideliking van daai persoon. Jy sien, ek het net 'n ganz so vinnige jump. Jy soek 'n verduideliking van daai persoon wat hy op die plek doen. Ek het jou in die begin gevra, wat maak jy hier? Ek gaan jou weer vra, wat maak jy hier? Ek wil net gou clarity gee oor dit voor ek begin preek. Wanneer ek die vraag vra en ek wil duidelikheid hê wat jy maak, Brendan, kan dit twee dinge wees. Die vraag kan either casual is of formeel. Is either casual of formeel. Party mense gaan die vraag vra, EJ, met 'n seriousness. Hey, wat maak jy? Jy sien hy ding nie. Laat ek maar net 'n voorbeeld maak. Daai ding sien jy nie, as iemand vir jou vra, hey, wat maak jy? Jy's aan die teven, jy's onder ouderdom. Hey, wat maak jy hierso? Daai persoon sê eintlik, kyk hierso. Jy behoort hier nie. Wat doen jy hier? Jy's onder ouderdom. Line. Of move. Sorry man, ek wil nog nie so praat nie. Dit hang ook af van die konteks en die verhouding met die persoon. Jy moet my mooi volg vanmôre. Die vraag kan formeel of informeel is, en dit kan ook afhang van die verhouding wat jy het met die persoon met wie jy daardie gesprek het. Prys sy naam. Elia ondervind hom, en nou gaan ek preek. Because nou jy understand nie waarvan ek praat. Jy gaan mooi volg as ons gesels oor wat ek vanmôre sê. Elia ondervind hom oomblikke nadat hy 'n wonderlike oorwinning. Hy het 'n wonderlike en 'n magtige oorwinning. Die Here het sy krag gewys op die berg Karmel. Is ek reg as ek sê Karmel? Ja, dit was op die berg Karmel. Op die berg Karmel staan Elia, en ek dink in die gesprek wat hy praat met die Here, hy sê al die profete was al reeds gedood, so hier staan die man van God alleen. Hy staan alleen. Hy staan op 'n oomblik waar die situasie van die land nie gunstig is nie. As ek praat die situasie van die land nie gunstig is nie, daar's 'n droogte in die land. Die land bevind homself in 'n droogte. Die land het nie water nie. En ons weet wat maak as 'n land nie water het, dan bring mense beperkings in. Maar weet jy wat maak hierdie man van God? Prys die Here. Hy sê vir die Baalse profete, ek daag julle uit. I challenge you. Great faith. I challenge you to come forth. Julle gaan tot julle God bid, ek gaan tot my God bid, en ons kyk wie se God met vuur kan antwoord. Jy sê vir my om die understanding te kry wat ek gaan sê, gaan jy verstaan hoekom ek dit moet doen. En hy vertel vir hulle, kyk hierso, maak wat julle wil.
En die Baalse profete bou hulle ding en hulle maak hulle altaar en hulle sit op en so die Bybel sê, hulle kap hulle skerp hulle daar gebeur niks, die vuur wil nie, die fire wil nie kom nie. Ek dink seker een van hulle moes ook seker hulle hooi gesê, fire! En niks wil dit gebeur nie, daar's niks wat gebeur nie, is droog, is as niks. Elia sit en kyk hulle, op die einde van die dag is Elia besig met 'n ding om te doen, hy begin met hulle voel te maak, hulle vra, slaap hy nie miskien nie, maak hom wakker. Ek weet een ding verseker, die Bybel sê, die bewaarder van Israel, slymer of slaap nie. Prys sy wonderlik. Hy sê, kyk, maak net seker of jou God wat julle dien, of hy nie miskien slaap nie. Miskien het jy op 'n verreis gegaan, gaan check net of die ou nie miskien nog nie gekom het nie, gaan kyk of die plein nie geland het nie, of die ossebaan nog nie gekom het nie. Hy begin gek skeer, en toe hy klaar so sê, kyk hier so, staan aan een kant. Hier, staan aan een kant. Staan aan een kant. En die man van God bou sy altaar. Met 12 klippe, die 12 klippe spreek van die 12 stamme van Israel. Hy bou het, en hy sit die altaar, hy sit die slagding of die offer op die altaar, en na die altaar as dit sê, hy dienskryf van, gooi water. Sê, gooi water. Hulle gooi water, laat die Bybel sê dat dit is soos 'n stroom wat geloop het. Ek dink dit seker meer die mense opset om te dink, kyk die man is besig om ons water weg te gooi, terwyl ons so skaarste in water het, because die einste man wie se naam Elia is, het die hemel gebind dat dan nie reën op die aarde moet val nie. Hy sê, gooi water. Hy weet waarom sê, because hy weet wat hy bind kan hy ook losmaak. Maar die Bybel sê, wat jy op die aarde bind, sal in die hemel gebond wees, en wat jy losmaak in die hemel, sal floreer op die aarde. Hy maak dit bekend. Hy sê, gooi die water. Hy klaar gegooi het, toe doen die man van die Here gebed. Hy sê vir die Here, wys vir die mense wie is jy. Hy sê, Here, wys vir die mense wie is jy. En toe kom die vuur uit die hemel, wat niemand ooit gesien het nie. Die Bybel sê, Here help my, jy gaan lees. Ek vertel die storie vir iemand wat nog nie die Bybel gelees het, en hy stuk gelees het nie. En net om van ons reminder weer te refresh ook. En Elia sê, die Bybel sê, die vuur het nie net die offer gebrand nie, die altaar en die water opgelek. Dan dink ek aan hy koortjie, oh God is an awesome God. He reigns. He reigns. En Elia kry die oorwinning, en toe die Baalse profete wil hardop, toe sê hy vir hulle, gryp hulle, en hy maak die Baalse profete dood, en jy weet Elias, hoe sê die koortjie, my horing is hoog, die horing is hoog, because die oorwinning is gehaal, op die berg van Karmel, waar die oorwinning behaal word. Ondervind hom, ons kom na die gedagte toe vanmôre. Daar is die introduction wat ek gee. En hier kry Elia 'n boodskap van Agab sê vir Isabel, die man het al jou profete doodgemaak. En sy sê vir hom, mag die gode met hom wees. Wat hy met my manne gemaak het, gaan ek dieselfde met hom doen. Here, die man laat 'n vrou vir hom bang maak. Hy laat 'n vrou hom bang maak. Ek gaan nou nie by jou oor praat, jy verstaan nie, Brendan. Because ek het met tye gesien, soms ouens jong, as 'n vrou soms praat, die Here hoor my, gaan maar nog nie verder praat nie. Hy moet maar move en hy moet maar doen wat moet gedoen word. En hier vind hy hom ver gehardloop. En hy kom by 'n plek van hy was bang dat sy lewe van hom ontneem sal word. Oomblikke gelede het die Here hom net gewys tot wat hy in staat is. En hier hardloop die man weg vir 'n vrou. Wat 'n God dien wat nie kon eens geantwoord het nie. Hy hol weg. En hy vind homself onder die besembos. Hy was uit 'n dagreis. Hy sê vir die daar bly man. Jy weet wat soms die mense opset is dan wanneer jy rondom niemand is nie. Of wanneer jy voel dinge is nie lekker rondom jou, dan moet nie mense rondom jou sien. Bly hierso man, bly hierso. Man van die Here is weg, onder die besembos, raak aan die slaap. Die Here voed hom.
En die vraag word aan hom gevra. Wat maak jy hier? Jy sien die Here vra vir hom die vraag nie met 'n harde stem nie. Die Here vra vir hom die vraag. Ek het dan nou vir jou gewys wie ek is. En my volg wat ek vanmôre vir sê. Ek het jou dan gewys wie ek is. Ek het jou gewys tot wat ek in staat is. Soos ek hy klip en hy water opgelek het, kan ek dit dieselfde met hy vrou doen nie. Maar jy weet, ons probleme soms wanneer ons so 'n vraag vra, dan wil ons altyd antwoord om onsself te defend. Dis ons probleem. Ons wil ons altyd self defend. Ek dink myself, as Liam ons gesê, "Here, ek het jou gefail, man. Ek het jou gefail. My verloof het my verlaat." Maar die Here sê vir hom, op 'n sagte manier, "Wat maak jy hier? Wat maak jy hier?" Ek wil vanmôre vir u as elkeen in hierdie gemeente vra, elkeen van u, wat maak jy by Macedonië? Ek gaan die vraag weer vir u stel, wat maak u hier by Macedonië? Is dit omdat jy 'n good time wil hê? Is it because you want to have a good time? Is dit omdat die bishop preach maak elke Sondag is dit wat jy maak? Is jy hier vanmiddag of is jy hier vandag? Een of ander rede wat jy iets soek? Hierso? Of is jy hier omdat die Here jou hier wil hê? Jy kan op die plek is vir verskillende redes. Luister my wat ek vanmôre sê. Jy kan hier is vir verskillende redes. Maar as jy nie hier is om 'n verskil te maak nie, dan wat maak jy hier? What are you doing here? What asset are you to the kingdom? What asset are you? Only on a Sunday morning, I'm at this place. With any other activity of anything else that I'm doing, that is not my concern. I'm just here to hear the word of God and that's it. That is why I'm here. Dan gaan ek weer vir jou vra, waarom het die Here jou gered? Om niks te doen nie? Om niks vir hom te beteken nie? Die Here vra vir Elisa, en hy sê vir Elisa, because hy question, hy vra dit net nie, because die relationship wat Elisa met die Here gehad het, was 'n personal relationship. Hy het 'n goeie relationship met die Here gehad. Hy het 'n strong relationship met die Here gehad, en dit was vir die Here net, as ek goed so sê, alweer die Here weet, dit was vir die Here net snaaks om te sien, die man wie op hy vertrou, sy profeet wat wonders gedoen het, en waar hy werk, is op 'n situation waar hy homself bevind nou. Hy is op 'n situation waar hy homself bevind, wat hy voel, as hy is away, because as 'n steeds wat Elia sê, hy sê vir die Here, ek kan maar liewer laat my siel sterwe. Laat my siel sterwe. Ek weet soms in ons lewens, kom maar 'n tyd, wanneer jy's problems of situations ons se lewe ontvang, ek gaan weg van die kerk, maar ek wil met jou persoonlik praat, wat 'n situation, of die situation soms wat in 'n kerk is, jou by die plek bring, dat jy op moed verloor se vlakte sit, of jy sê vir jouself, I'm done. Maar die Here vra weer vir jou, wat maak jy hier? Weet jy waarom vra die Here vir jou so? Weet jy waarom vra hy vir jou so? Nie omdat hy vir jou kwaad is nie. Nie omdat hy jou haat nie. Maar juis omdat hy jou lief het, en juis omdat die Here jou wil herstel. Jy moet hoor wat ek sê, die Here wil jou herstel. Die Here sê vir Elia, kyk hierso man,
staan op die engel sê, as twee gedeelte wat die engel, die Bybel sê, die engel het gekom en hom wakker gemaak. Maar toe dit weer kom, toe praat dit nie engel, ja, stem kom. Engel besoek hom persoonlik, maak hom wakker, maar die volgende keer kom die engel nie weer nie. As kom 'n stem, dit moet net die stem van die Here is, van die Here van wat maak jy hier? Wat maak jy hier, Elisa? Wat maak jy hier? En die Here wys sy krag vir Elisa. Hy wys sy krag vir Elisa. Hy wys vir Elisa wat hy kan doen. Die Bybel sê hy kom en sy krag breek die rotse. Maar net nadat sê die Here, en die Here was nie in daai storm nie. Die Here was nie in daai vuur nie. Die Here was nie in daai aardbewing nie. Kan ek vir 'n oomblik stil staan? Die storms in ons lewens word nie altyd deur God gemaak nie. Ons veroorsaak daai storms self. You could have avoided that storm in your life. Maar omdat jy nie agslaan nie, omdat jy nie bewus is van God se teenwoordigheid nie, kom daai storm en daai storm breek jou lewe. Daar kom soms in jou lewe in, Brandon, wat jou foundation geskit word. Die enigste ding wat 'n foundation skit is 'n aardbewing. Wanneer die aarde bewe, skud dit die fondasie, maar kraak en breuke. En soms allow ons soms dat dinge kom en dat shake your foundation to the core that you don't even more believe in God. Want weet waarom? Vir jy die God toegelaat om saam met jou in die storm te gaan nie. Soms brand jou situation jou so. En ons wil soms self oplossing soek vir die situation om die vuur te blus. En ons sit die Here buite die equation. En nooi hom nie in jou vuur van storms nie. Wat sê Jesaja? Wat het die Here Jesaja gesê? Al gaan jy wat? Wat het hy gesê, Audi? Al gaan jy deur wat? Ek is wat? Ek is met jou. If you don't allow him to go with you, dan gaan hy agterbly. He will only do it if you allow him to go with you. Ons probleem soms is, ons wil situations in ons eie lewe personal self uitsort. En ons weet ons kan dit nie doen nie. En is net die Here wat daartoe in staat is om dit te kan doen. En al wat die Here doen, wanneer die Here sien jou lewe so geshake up, deur aardbewings, deur die vuur en deur die storms van die lewe, dan kom die Here met 'n sagte stem in jou lewe. Wanneer al so raas in jou lewe, dan kom die Here. Dan sê die Here, Randall, hoor wat ek sê, Randall, it's gonna be alright. Trust me. Trust me. And that is what Proverbs says to us. Trust in the Lord with all of your heart. Do not lean on your own understanding. Acknowledge him, and he will direct your path. Die moment toe Elia die woord van die Here klaar gehoor het, die moment toe hy dit ontvang het, toe sê die Here vir Elia, jou werk is nog nie klaar nie. Ek wil vir iemand vanmôre in hierdie plek sê, dit maak nie saak hoe die storm jou plat geslaan het nie, dit maak nie saak hoe die vuur jou lewe brand nie, dit maak nie saak nie wat die aardbewings in jou lewe is nie. Ek wil vir iemand vanmôre sê, die Here is nog nie met jou klaar nie. Hy vra vir jou vir 'n tweede keer, wat maak jy hier? Wat maak jy hier? Ek word remind, kan ek dit in die Nuwe Testament gaan al, net om resemblance te bring. Ek word remind, Brendan, na Jesus se opstanding. Jy sien, dis ons probleem soms. Na Jesus se opstanding, toe die disippels weer teruggaan na hulle ou maniere toe. Die Bybel sê hulle het weer gaan visvang. Gaan lees in die Bybel. Hulle het weer gaan visvang.
Hulle het nie nou meer mense aan visser word nie, because die krag wat hulle gedra het, was nou nog. Hy was nie meer daar nie. So al wat hulle doen, die een wat hulle opgevertrou het, wat hulle kan supply, is nie meer daar nie. Onthou jy, hy was gesterwe, hy is nie meer daar nie. So nou moet ek 'n wy soek, en dis soms wat ons maak in ons eie lewens. Wanneer die Here vir ons te stadig of hy doen te lank, dan wil ons eie dinge doen. Ons wil soms sommer terug gaan, soos iemand net gesê, ek weet nie, Jesus gesê, die mense verlang terug na sommer na die vleispotte van Farao. Hulle wil sommer terug aan daai kant toe. Prys die, because hulle dink die oplossing lê daar. Prys die Here. Die Bybel sê daai aand vang hy ouens niks vis nie. Niks vis nie. En Jesus kom. Sonder dat hulle hom recognize. Kom hy. Kom hy. Ek wil vir iemand vanmôre sê, as iemand wat ek vanmôre sê, die Here gaan in jou situasie kom sonder dat jy dit recognize. Hoor my wat ek vanmôre vir u sê, ek weet nie wie dit nie. God will come into your situation and you're not even gonna recognize that he's right there. All you're gonna see is the effect of his presence. Ek gaan weer vir iemand sê, ek dink jy hoor wat ek sê nie. Jy sien, jy gaan jou in 'n situasie vind, oudie, wat dit lyk as jy daar nie, dan appear jy, wanneer jy hom die minste expect, en dan kom hy op die regte tyd vir jou deur. Hulle was visserman, hulle was qualified men, hulle was gekwalifiseerde manne, hulle seker die visse by die name geken, en allerlei klomp dinge, hulle het geweet en wat ook al en so aan te, en hulle gooi heel aan, maar niks nie. Die Here sê nie vir hulle, vaar 'n bietjie dieper in nie. Hy sê nie vir hulle, vaar 'n bietjie dieper in nie. Hy sê net vir hulle, change direction. As iemand wat ek vanmôre moet sê, prys die naam van die Here, as iemand wat ek vanmôre moet sê, you don't have to go any much further. He's right here. Hy's net hier, op die plek waar jy hom soek, hy's net daar, sonder dat jy bewus is dat hy jou teenwoordigheid is, maar jy soek, jy wil nog dieper hardloop, jy soek ander situations. Kyk hier, die meester sê net vir hulle, gooi die net aan die ander kant. Kyk, jy vat hom net van east na west, of vat hom net van noord na south, gooi hom net so aan die ander kant, die Bybel sê die ander kant gooi, toe trek hulle in, meer as wat hulle even expected. Vra my vir 'n visserman hoe lekker hy klomp vir sy trek. Hoor, is 'n visserman wat so praat nou, hoor hy, hey! Jy sien, as jy net jou perspektief begin verander oor God, jy begin jou perspektief verander en in geloof sien dat God can make a way where there seems to be no way. Waar jou perspektief verander, dit kan lyk hoe donkere situasies, ek weet die Here kan maak, ver bo wat ek dink en wat ek kan doen. En ek sê, ek wil vir iemand sê, as ek praat van iemand, kan dit enige een wees, ek moet spesifieke naam nie, ek wil vir iemand vanmôre sê, God is going to change your direction, so that you can see the multiplication that is going to bring into your life. Jy moet net een ding doen. Doe net een ding. Moenie klein gelowig wees nie. As die Here vir jou 'n opdrag gee, if he tell you something, don't ask questions. Do it. Dink jy hy gaan vir jou verkeerd lei? As hy beloof het ek is met jou. As hy vir jou gesê het al gaan jy deur die vuur, ek is met jou. Al gaan jy deur die water, dit hou jou nie oorstroom nie. As hy dit vir jou gesê het, hoekom moet ek in jou doubt? Petrus sê nog vir hom, ons sukkel heel aan. Die Here sê, man, hey, gooi die ding aan die ander kant. Gooi die ding aan die ander kant. Waarom sê ek, toe hy vir hom sê, gooi die ding aan die ander kant? Because, who did create it? Wie die water gemaak? Wie die visse in die water gemaak? Sonder dat hy gespreek het, kon hy terwyl nog aangekom het, kon hy klaar vir die visse, ek sê, kom. Daai broer van my het jou nodig, kom. Die Here roep al reeds jou seun na jou toe. Sonder dat jy daarvoor gevra het, moet hom nie doubt nie. Gooi jy net in geloof. You see, when you come to God, you have to do it by faith. As jy God moet dien, moet jy God deur geloof dien. No other way. Throw in by faith. Elia, toe Elia klaar is, toe sê die Here, gaan daar af.
gaan salf jou opvolger. Gaan salf jou opvolger. Luister, en ek sluit af. Wanneer die Here vir jou deurkom, en die Here bless jou, jy moet somewhere gaan om iemand anders te bless. As die Here jou seën, en hy kom deur vir jou, it is not just meant to be for you. Jy moet iemand anders gaan seën. Die Bybel sê, Elisa was besig om die ploeg, kom die man van die Here, salf vir my man, los hy ploeg net daar. As iemand, jou blessing is al reeds in jou besit. As iemand anders wat jy moet gaan haal, wat hy blessing wat jy experience het, dat 'n double portion op daai persoon se lewe ook kan val.